Jy is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Forshey Burger, hy is van die organisasie Besigheid teen Misdaad Suid-Afrika. Forshey, goeiemôre en welkom. Goeiemôre, lekker om hier te wees. So, Agri SA en Besigheid teen Misdaad Suid-Afrika het nou 'n memorandum van verstandhouding onderteken. Waarom is hierdie vennootskap so van kardinale belang? Ag, is uiters belangrik. Ek dink van die besigheidswêreld af, dit is altyd maar bekommerd oor die sekuriteit in die land. En dan natuurlik ook voedselsekerheid, wat baie belangrik is. Ek meen die laaste tyd het ons teen 'n redelike negatiewe kommentaar wêreldwyd gegaan. En dit het 'n baie negatiewe invloed op besigheid, maar ek meen georganiseerde landbou is uit en uit besigheid. So ons sien dit is deel van ons portefeulje van werk. So julle praat van die versterking van landelike misdaad inligting. Wat beteken dit prakties vir produsente en die ouens op die grondvlak? Ja, ek dink die ding is in twee gedeel. Ons kan sê die een is die wat ons noem die E2 projek, die Eyes and Ears inisiatief, wat ons eintlik al in 2018 begin het, waar ons dan saamwerk met almal in die land. En is dit baie sterk ondersteuning van die landelike gebiede af, georganiseerde landbou en ander organisasies waar ons dan inligting deurgee na die polisie toe. En dan die nuwe ooreenkoms tussen ons is dan ook om te kyk na spesifiek georganiseerde misdaad. En daar rondom saam met die polisie planne te maak om dan hierdie georganiseerde misdaad te beveg. Ons kry eers inligting in, daar's baie goeie inligting in die landbouomgewing, veral in die formele landbouomgewing. Groot kenner. So ons gebruik daai inligting wat ons dan insamel, stel 'n verslag op en daar rondom doen ons 'n beplanning om te kyk na spesifiek georganiseerde misdaad. So as jy nou praat van georganiseerde misdaad spesifiek in die landbousektor, wat is daai spesifieke misdade? Dit strek nogal baie wyd. Jy weet, ons dink altyd aan veediefstal en dan ook die onwettige jag van byvoorbeeld renosters en so aan. Maar dit strek baie verder. Dit begin al by die steel van die koperkabels of die transformators weet by groot plase en dan die effek wat dit het. Maar 'n ding wat die laaste tyd baie kop uitsteek is die steel van saad by boere. Jy sê nou dink, weet, wat beteken dit nou 'n sakkie saad? Ja, ons is gewoond aan 'n skaapsteel hier en daar. Dis, maar dit is 'n geweldige probleem want ek meen saad kos jou maklik. Ek weet nie wat die prys is, R6000 'n sakkie en dan steel hulle 20 op 'n aand of iets van die aard. Wat dan natuurlik weer verkoop word. Dit is die groot ding met georganiseerde misdaad, daar's 'n mark vir die produk wat gesteel word. Nee, maar dit is so 'n maklike produk vir hulle om te steel en dit is hoekom dit gesteel word want jy koop dit in groot maat aan, jy hou dit dalk vir 'n seisoen of 2 voordat jy weer aankoop. 100%. Nou, vertel ons net gou, jy het so verwys na die E2 program. Jy het al baie sukses gesien veral in die bietjie meer sake afdeling, maar jy fokus nou meer op die landelike implementering daarvan. Hoe is die twee verskillend van mekaar of? Ja, die onlangse ooreenkoms gaan uit en uit oor navorsing oor georganiseerde misdaad. Dat die E2 projek spesifiek gaan oor onmiddellike reaksie indien daar misdaad is en natuurlik ook die inligting te gebruik wat ons kry. Ons kry geweldig baie inligting. Soos ek jou sê, ons het al in 2018 begin, net is 'n toets in 2019 het die nasionale kommissaris het dan afgeteken van die polisie as 'n amptelike program tussen besigheid en dan die polisie. So dit is 'n behoorlike afgetekende organisasie. Om jou 'n idee te gee van die krag van die E2 is ons het, en ek gee net 'n paar voorbeelde, 'n databasis van voertuie wat gesoek word deur die polisie en ons kry maklik 20 miljoen navrae 'n dag op daai databasis. So dis groot data wat ons mee werk. In die landelike omgewing het ons al baie sukses gehad, weet met plaasmoorde, steel juis van koper, enige misdaad wat daar is wat ons dan die inligting dan verifieer en dan met die polisie deel. Ons het in elke operasionele kamer van die polisie op die hoogste vlak in die provinsies en dan ook op die nasionale vlak, die sogenaamde net joints. Dit is dan mense wat daar 24/7 saam met die polisie sit en met hulle werk. 'n Baie goeie voorbeeld onlangs van die mag daarvan is met die 30ste Junie die moontlikheid van onrus wat ons nie weer kon bekostig nie. Het is daai dag 20 private helikopters in die lug gehad wat dan die land dophou om te kyk of daar enige soort brandpunte is wat ontstaan. En dieselfde ook met hommeltuie, drones wat ons dwars deur die nag en dag gevlieg het
met thermal kapasiteit om te sien waar begin daar iets brand. En fisies hierdie keer is daar regtig iets brand. Jy weet bande wat in die brand gesteek word of geboue wat aangesteek word. So dis 'n gewellige kragtige projek. En om dan hierdie twee dan nou saam te voeg. Jy weet waar jy nou die inligting het vooraf om dan te voorkom in plaas van reaktief op te tree, dink ek gaan 'n baie groot verskil maak. Wat 'n rol speel die polisie in al hierdie bedrywighede waarmee hulle besig is? Ja, hulle speel 'n baie groot rol. Soos ek gesê het, hierdie is 'n amptelike program wat ons het. Besigheid teen misdaad of Business Against Crime Backside het 'n amptelike ooreenkoms met die polisie. Dit is 'n lang ooreenkoms wat lankal staan. Ons het eintlik in 1996 al begin toe die president van daai tyd Nelson Mandela gevra het vir groot besigheid om betrokke te raak. En ons het in 2018 weer herteken en ons is nou besig om weer te herteken. So dit is absoluut 'n amptelike ooreenkoms. Ons glo dat die polisie moet sy werk doen. Ons sal hom bemagtig om sy werk te doen. En dan moet hulle werk doen. Ons kan hulle ook nie verantwoordelik hou nie, maar ons kan hulle dan ten minste sê jy is nou misdaad brandpunte. Kom ons werk saam in 'n plan om dit dan beter beveg. So ons weet nou dat veral in ons land spesifiek as dit kom by die polisiediens, hulle het nie genoeg manne op die grond nie. Ja. Is dit dan waar julle dan nou intree deur half te sê, weet jy wat, ons is bereid om julle aan te vul, maar ons gaan dit makliker vir julle maak om julle werk wel te doen en hoe is dit ontvang? Ja, dit is baie goed ontvang. En dit is eintlik, ek sê partykeer vir die mense is omtrent 'n wonderwerk. En voor 2018, ek dink dit was nog in die tyd van Celebi, weet hulle die sekuriteitsbedryf as 'n bedreiging geklassifiseer vir die polisie. Nou 2018 met generaal Setoli die ding eintlik heeltemal verander. Wat hy dan ons ook uitgenooi het om betrokke te raak daarbey met die gebruik van die privaat sekuriteitsbedryf. Die privaat sekuriteitsbedryf het 3 keer meer mense as die SAPS. Ja. En dit sluit, ek weet en dan praat ons nie eens van tegnologie nie. Ek het nou die voorbeeld genoem van die helikopters, maar hommeltuie, die kunsmatige intelligensie, wat geweldig sterk is in die privaat sektor. So ons bring al daai kennis en dan ook inligting na die polisie toe om hulle te help om nog 'n meer gefokusde polisieering te doen. Forsie, ons gaan nou verder met jou gesels. Dis ons gas op Grootplaas vanoggend, Forsie Burger, hy is van die organisasie Besigheid teen Misdaad Suid-Afrika. Ons is terug op Grootplaas net hierna. Welkom terug op Grootplaas. Ons gas saam met ons vanoggend Forsie Burger van organisasie Besigheid teen Misdaad Suid-Afrika. Forsie, so waarom is betroubare en bewysgegronde data, jy het nou so verwys na dit, so belangrik wanneer daar besluite spesifiek oor 'n landelike veiligheid geneem word? Ja, dis 'n interessante vraag. Ek dink dit as dit nou kom spesifiek by die polisie wat dan nou moet reageer daarop, dat jy nou nie hulle tyd mors en hulle skaars bronne mors, dat hulle uitgaan op op goed wat glad nie nodig was om uit te gaan nie. Ons sit met 'n polisiediens wat onder druk is. So dit is uiters belangrik dat die inligting wat deurgegee word na hulle toe akkuraat is en dat hulle dan daarop kan reageer. So die ding wat mense natuurlik in gedagte moet hou is wanneer daar landelike misdaad plaasvind, dit raak meer as net die individuele boere. Dit beïnvloed ook natuurlik Suid-Afrika se voedselsekerheid, doen dit nie? Absoluut. En dit is ons groot trekkrag na hierdie ooreenkomste ook. Dit gaan oor voedselsekuriteit. En natuurlik die veiligheid van almal ook en dan die moontlikhede om beleggings in die land in te kry. Weet ons sit met 'n baie groot werkloosheidssyfer. En as groot besighede wêreldwyd nie gaan investeer in ons land nie, dan gaan ons 'n groter probleem hê met oor tyd. Dit kom ook neer op die mens self, jy weet die plaasaanvalle of die sogenaamde plaasaanvalle. Jy weet die pyn en lyding wat mense deurgaan, wat ons werklik wil probeer voorkom so ver as moontlik. So ek neem ook aan dat daai stigma van die polisiediens gaan my nie kan help nie, so ek gaan nie eers die moeite doen om iets aan te meld nie. Dit is ook 'n konsep wat ons wil vermy. So indien daar misdaad is, rapporteer dit sodat daai data deurgegee kan word en gebruik word. Ja, jy is heeltemal reg.
Ek ken daai gevoel, jy weet, ek het self ook 'n plek daar by Swartregens en dit is baie moeilik baie keer om goed te gaan aanmeld. Maar dit moet aangemeld word. Dis die enigste manier wat ons van besigheid teen misdaad af dit dan kan opvolg ook. As daar geen rekord daarvan is nie, dan is dit baie moeilik weet om enigiets te bewys of op te volg. Ons sien dit selfs met hierdie sogenaamde maffia bedrywigheid wat nou baie op die plase ook uitslaan wat mense weet die boere dan gedwing word om sekere hoeveelheid mense aan te stel of geld te betaal of hulle intimideer jou. Ja. As daai ding nie aangemeld word nie, kan ons dit nie opvolg nie. Nou, behalwe nou vir die Suid-Afrikaanse Polisiediens wat ook 'n rol speel in wat julle doen, het julle entiteite soos die Valke, die Nasionale Prioriteitskomitee vir Landelike Veiligheid. Is dit noodsaaklik dat hierdie mense ook verstaan wat julle doel is en wat die einddoel is? Ja, ons werk baie nou saam met almal dit wat jy nou genoem het. Besigheid teen misdaad is dan ook 'n amptelike teenwoordiging in die plaaslike beveiligheidsplan van die Suid-Afrikaanse polisie. So ons is permanent lid van daai organisasie saam met Agri SA en dan baie van die ander landelike organisasies. So hoop julle deur al hierdie inligting en die werk wat julle insit dat dit 'n bietjie meer vir beleidsmakers 'n beter plek sal gee om vanaf besluite te maak? Ja, ons glo werklik so. Ek dink dit is tyd vir ons om groot veranderings in die land aan te bring. Ek dink ons sien wat in die nuus gebeur, wat baie uitdagend is. Maar ons gaan nie opgee nie. Ek dink ons is ons wil Suid-Afrika veilig hê vir almal. Nou, ek weet ook in die persverklaring wat ek gesien het vroeër is al het julle al hierdie inligting, dit moet nog steeds voldoen aan die vereistes wat deur die regering uitgesit is en een van daai is natuurlik die POPIA wetgewing. Hoekom is dit so belangrik dat julle hierdie sensitiewe inligting moet beskerm? Eerstens moet ons aan al die landwette voldoen. Ek dink dit is die belangrikste wat daar is. Mijn organisasie soos Besigheid teen Misdaad kan nie die wet oortree om onwettigheid te bekamp nie, maar daar is maniere om dit te doen, om dit wettig te doen. Dit is belangrik. En meer dan ook vals inligting wil jy ook nie mense victimiseer weet op die lang tyd nie. So dit is vir ons belangrik om alle wetgewing te weet na te kom. So Johan natuurlik van Agri SA, hy sê landelike veiligheid is fundamenteel vir die volhoubaarheid van landbou. Wat 'n langtermyn verskil hoop Agri SA dat hierdie vennootskap van die sektor sal kom? Ja, ek ben Johan met praat oor Agri SA se weet wat hulle graag hier uit wil kry, maar ons wil sekuriteit hê. Ons wil voedselsekerheid hê in die land en dan veiligheid vir almal. Natuurlik. Hoor jy, Forsie, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit. Dis ons gas op 'n Groot Plaas, Forsie Burgerhuis van die organisasie Besigheid teen Misdaad Suid-Afrika. Dis al wat ons tyd het op Groot Plaas vir vandag. So op 'n lekker naweek en dan sien ons mekaar weer maandag.